dan die laaste is ek wat in die klas gedoen het en dan ook waar hulle skryf wat gaan oor die reguit lyne. So vir hierdie Junie-eksamen het jy nog nie nodig om te weet om die vergelyking te bepaal nie. Jy moet net weet as ek vir die vergelyking gee, hoe skets jy die grafiek en kan jy jou 3 vrae antwoord, jou y-afsnit, jou x-afsnit en jou gradiënt. Okay. So ek het vir ons 2 neergeskryf, vergelyking 1, y is gelyk aan 3x is gelyk aan 6 en die ander een is 2y minus 4x minus 8 gelyk aan 0. Alright, so die eerste vraag op die belangrikste ding, hulle hoef ek nie altyd vir dit spesifiseer nie, maar die eerste wat jy moet doen is skryf die vergelyking in standaardvorm. So dat die standaardvorm van 'n reguit lyn is altyd y is gelyk aan mx plus c. Met ander woorde, jy moet y alleen kry. So as ons kyk na die eerste een het ek y plus 3x gelyk aan 6. So ek wil vir y alleen kry, so wat moet ek met daai 3x doen? Ek moet hom oorvat. Nou as jy sê hierso plus 3x is, gaan hierdie kant minus 3x word. So met ander woorde, y is gelyk aan minus 3x plus 6 vir nommer 1 en dan doen ons dieselfde by nommer 2, waar hy gaan 'n bietjie langer vat, want jy moet nou vir y alleen kry. So die eerste wat ek kan oorvat is die minus 8. So ons weet hy gaan plus 8 wees en ons kan ook weer die minus 4x oorvat. Hy word plus 4x. So met ander woorde dan het ek 2y gelyk aan 4x plus 8. Maar jy moet nog steeds vir y alleen kry. So wat moet ek dan verder doen? Ek moet ontslae van hierdie 2, met ander woorde ek moet oral gaan deel met 2. So daai 2 en daai 2 kanselleer. Dan bly ek oor met y. 4 gedeeld deur 2 gee vir my 2x en 8 op 2 gee vir my 4. So hier is dan my 2 standaard vorms. Okay, die tweede tipe vraag wat jy kan antwoord dit is wat is die y-afsnit? So om jou y-afsnit te kry, kan jy hom of aflees. Alright, dit is jou y is gelyk aan mx plus c, dit is jou c-waarde. Of jy bereken dit deur x gelyk te stel aan 0. Nou kom ons lees dit sommer net af. Ek het y is gelyk aan minus 3x plus 6. So waar gaan my c-waarde wees? My c-waarde gaan wees 6. Met ander woorde, by die eerste ene gaan my y-afsnit wees waar y gelyk is aan 6. So die koördinaat is dan die punt 0, 6. En by nommer 2 kan ek dieselfde doen. Dit wat ek by plus of minus, daar is my c-waarde. Met ander woorde, y is gelyk aan 4, of ek kan dit skryf as 0, 4. Okay, wat is die gradiënt? Onthou jou gradiënt is jou m-waarde, so dit wat teen jou x staan. Alright, so y is gelyk aan minus 3x plus 6, daai minus 3 is my m-waarde. So wat gaan my gradiënt wees by die eerste ene? My gradiënt gaan wees minus 3. En dan by die tweede vraag, het ek y is gelyk aan 2x plus 4, met ander woorde my gradiënt, dit wat voor my x staan, is my 2. Alright, so sien jy, het is belangrik dat jy altyd eers 'n vergelyking standaardvorm sit, want vanaf dit kan jy jou gradiënt aflei, en jy kan jou y-afsnit bepaal. Nou onthou, hierdie gradiënt hier is negatief, met ander woorde, hy gaan 'n negatiewe lyn maak, so hy gaan dalend wees. As die log vir jou vra of hy dalend of stygend is hy negatiewe lyn het, beteken hy is dalend. Hier is my gradiënt positief, met ander woorde, ek gaan 'n toenemende, stygende lyn hê. Nou vra hulle vir ons skets, alright, so skets hierdie 2 grafieke, deur middel van die dubbelafsnit metode. So dat jou dubbelafsnit metode beteken, jy moet 'n x-afsnit bereken, en jy moet 'n y-afsnit vir elke liewe vraag kry. Okay, nou ons het klaar die y-afsnit gekry, so ons kyk gou eers net na ons eerste ene. Alright, so my eerste ene was, y is gelyk aan minus 3x plus 6, so y is gelyk aan minus 3x plus 6, en ons het klaar gesê, sy afsnit is die punt 0, 6. Alright, wat kort ek nog? Ek kort nog my x-afsnit, en om my x-afsnit te bereken, moet ek y gelyk stel aan 0. Met ander woorde, in my vergelyking, daar waar y is, gaan ek nou 'n 0 in vervang. So ek gaan hê 0 is gelyk aan minus 3x plus 6, en ek gaan bereken jy die waarde van x. So ons begin deur daai minus 3x somme oor te vat,
dan word hy positief 3x. So ek het 3x is gelyk aan 6, en dan deel ek albei kante weer met die 3, met ander woorde x is gelyk aan 2. So my x-afsnit is die punt 2, 0. Alright, en dan gaan ons dieselfde doen vir nommer 2, so by nommer 2 was my vergelyking y gelyk aan 2x plus 4, so y is gelyk aan 2x plus 4, so om te kan teken, kort ek sy x-afsnit, waar ek y gelyk staan 0, en ek kort sy y-afsnit, waar ek x gelyk staan 0. Maar weens as die klomsomme gaan aflei, ons weer die laaste getal is my y-afsnit, so met ander woorde ons weet klaar die y-afsnit was die punt 0, 4. Okay, so om my x-afsnit te bereken, moet ek nou in y se plek 'n 0 vervang, so in y se plek vervang ons nou 0, so ek het 0 is gelyk aan 2x plus 4. Jy wil vir x bereken, oh my goodness. Okay, jy wil vir x bereken, so jy moet x alleen kry. So om dit te doen, vat ek eers die 4 oor, hy word minus 4. Met ander woorde, ek het minus 4 is gelyk aan 2x. Nou wil jy vir x alleen kry, so jy deel albei kante deur 2, daai 2 en 2 kanselleer, en dan bly jy oor met minus 2, wat gaan nie aan? Minus 2 is gelyk aan x. So my x-afsit is die punt minus 2, 0. Alright, so nou gaan ons straks gaan kartesiese vlak. So die belangrikste ding, die grootte maak nie soveel saak nie, solank al die waardes wat jy nodig het op hom verskyn. Okay. Alright, so kom ons gaan sit gou vir ons goedjies waardes in, so ons maak die 1, 2, 3, minus 1, minus 2, minus 3, ja, ek dink is net 2 en dan is hy, en dan 1, 2, 3, 4, ek gaan nog een kort, 5, 6, ja, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Obviously gaan jy met 'n mooi liniaal trek en jy gaan mooi met mekaar uitmeet. So dit gaan nie so te mekaar soos myne lyk nie. Okay, so kom ons teken gou ons eerste grafiek. So ons eerste ene was die x-waarde minus 2 en my y-waarde was by 0,6. Okay, so kom ons maak hom sommer in blou. So by 2,0 2,0 is daar, en I6 is daar so. So sien jy nou, as ek hierdie twee punte met mekaar gaan connect, hier is my baie mooi reguit lyn. Okay, obviously, ek teken op 'n tablet, so myne is nie so akkuraat nie, maar jy maak seker hy gaan deur jou y-afsnit en deur jou x-afsnit en is duidelik sigbaar. Okay, ons ander enetjie was by minus 2 en 4, so by minus 2 en 4, so ek connect my twee punte, dan kry ek 'n baie mooi reguit lyn. Okay, baie mooi boven sy wegspring. Okay, en daar is twee sketse. Right, en dis min of meer die vraag wat jy kan verwag. Hulle gaan vir jou vra om die x-afsnit, die y-afsnit te bereken, hulle kan vir jou vra van die gradiënte, waar is hy dalend, wanneer is hy stygend, dit hang af wat is jou gradiënt, is hy positief of negatief, wat is jou y-afsnit en hoe iets in standaard vorm te skryf.